Goeiedag, hiermee ons daaglikse brood vir vandag. Gedeeltetjies wat ons deel uit die woord uit, want Yeshua leer ons bid om te vra vir ons daaglikse brood. Ek en jy is geroep om heiliges te wees. Paulus sê geroepe heiliges aan die gemeente in Korintië. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 2 aan die gemeente van God wat in Korinte is, aan die geheiligdes in Yeshua Messiah, die geroepe heiliges, saam met almal wat in die naam van Yeshua HaMashiach in elke plek aanroep. En net soos ek en jy geroepe heiliges, ons weet dit 1 Petrus 2 vers 9, as jy dink aan hierdie geroeptes met die heilige roeping, dan dink 'n mens dalk aan Yeshua wat ook sy disippels geroep het, is dit nie? Yeshua het die disippels geroep om dinge te doen. Daar's 3 dinge waarvoor Yeshua die disippels roep, en dit word herhaal gereeld in Abba Vader se woord. Maar daar's iets meer belangrik wat hy hulle voorroep om te doen, wat ons help om die ander beter te verstaan. Met ander woorde, daar's 3 woorde wat ons kan help om ons roeping te definieer as heilige priesterdom of as disippels. Nommer 1, ken. Ons moet hom ken. Om Abba Vader te ken. Kom ek verduidelik. In Lukas 9 vers 1-2 staan, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag gegee en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees, en hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Nou in verskeie plekke in die woord staan daar, Yeshua het die disippels gestuur om die woord te gaan preek, om siekes te genees en om demone uit te dryf. En regdeur die evangelie sê Yeshua dit verskeie kere vir sy disippels. Met ander woorde, ons kan sê Yeshua was bekommerd oor Abba Vader se kinders. Hy's bekommerd oor mense, hy's bekommerd oor elke een wat Abba Vader geskaap het. Yeshua is bekommerd ook oor jou. Dink daaroor. Ek en jy bestaan uit gees, siel en liggaam. Om die woord te preek is vir jou siel, sodat jou siel gered kan word en dat jy die ewige lewe kan beerwe. Om siekes te genees, om hulle gesond te maak, verwys na jou liggaam. En om demone uit te dryf, verwys na jou gees, want dit is waar die demone ons martel in ons verstand, in ons emosies. Die demone martel ons gedagtes, hoe ons voel, en dan hou dit ons gevange en in ons wil, sodat ons nie kan doen dit wat Abba Vader se wil is nie. Met ander woorde, as Yeshua sê om die woord te gaan preek, om siekes te genees en om demone uit te dryf, sê hy gaan stel kinders van Abba Vader vry in gees, siel en in liggaam. Yeshua roep my en jou om mense vry te stel, en as ons dit kan vereenvoudig, sê Yeshua, help kinders van Abba Vader. Gaan help die mense, gaan help hulle in hulle gees, help hulle in hulle siele en in hulle liggame. So ons weet wat Yeshua die disippels geroep het om te gaan doen, ook vir my en jou, maar besef ons dat Yeshua ons geroep het om iets te wees. Sy disippels moes eers iets wees voor hulle enige iets moes gaan doen. En dis baie belangrik. Die krag om te doen kom van die krag om te wees. As ons lees in Markus 3 vers 14-15 staan, en hy 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê, om siekes te genees en die duiwels te dryf. Voor Yeshua hulle uitwys wat om te doen, moes hulle saam met hom wees. Yeshua sê vir hulle, julle moet saam met my wees, en dit is julle nommer 1 prioriteit. Net so is dit my en jou nommer 1 prioriteit, en is dit. Dis my en jou prioriteit as disipel om by Yeshua te wees, want die krag om sy roeping te doen, kom van die krag om by hom te wees. Die disippels moes geleer het om by Yeshua te wees, want Yeshua het vir hulle krag en mag gegee om te preek, mag om te genees en mag om demone uit te dryf. En ek en jy word geroep om Yeshua te ken, om hom beter en meer elke dag by hom te leer. Om 'n voorbeeld te gebruik, dink byvoorbeeld aan 'n elektriese verlengingskoord. Of soos die Engelsman sê, die extension cord. As hierdie verlengingskoord nie ingeprop is by die krag nie, kan jy aan die ander kant van die verlengingskoord inprop soveel goed soos wat jy wil, maar daar sal niks krag wees nie.
Dit sal geen krag, daar sal geen krag wees nie, want die verlengingkoord in homself het geen krag nie. Maar as dit ingeprop is by die kragprop, is dit presies dieselfde krag wat by die kragprop is beskikbaar aan die ander kant van die verlengingkoord. Die krag is net verleng. En miskien het jy nog nooit hieraan gedink nie, maar ek en jy is verlengingkoorde van Abba Vader. Ja, ek en jy is verlengingkoorde van Abba Vader se krag, en nie net sy krag nie, maar sy liefde, sy genade, sy shalom vrede, sy vriendelikheid en sy waarheid. Ek en jy is 'n verlengingkoord van Abba Vader, maar as ons nie ingeprop is by hom nie, gaan ons geen krag hê nie, en gaan niemand iets kry aan die ander kant nie. Met ander woorde, jy het nodig om ingeprop te wees om jou roeping te gaan uitleef, om sy woord te gaan preek, om demone uit te dryf en om siekes te gaan genees. Om ingeprop te wees by Abba Vader is om hom te ken. En die eerste ding waarvoor ons geroep is om Yeshua te ken. En mag ons passie kry om soos die disippels te leer en Abba Vader net beter en beter en beter te leer ken. Mag ons koning beter leer ken. Mag ons verlengkode vir Abba Vader in 'n donker wêreld wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Dankie dat ons by U tyd kan spandeer. U sê in Joshua 1 vers 8, Psalm 1 vers 1 tot 3, as ons dag en nag U woord sal bestudeer, dis om U te leer ken, dan sal ons wel geluksalig wees in alles wat ons doen. En ons wil U heilige priesterdom wees. Ons wil U disippels wees, Yeshua. U het vir ons 'n opdrag gegee. En ons wil wel geluksalig wees daarin. En daarom wil ons U beter leer ken. Leer ons meer en meer van U. U is ons prioriteit. Nommer 1. U is ons alles. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.